U is die Here van hemel en aarde. U woon nie in tempels wat deur mense gemaak is nie. U het nie nodig dat mense u versorg nie. Inteendeel, dit is u wat aan almal lewe en asem en alles gee. Uit een mens het u al die nasies gemaak. U het hulle gemaak om oor die hele aarde te woon. U het bepaal hoe lank hulle sal bestaan en waar hulle sal woon. U het die mens gemaak om u te soek, al sou die mense ook moes rondtas om u te vind. U is nie ver van enigeen van ons af nie, want deur u lewe ons, beweeg ons en bestaan ons. Gemeente, genade en vrede vir julle van God ons Vader, van Jesus Christus die Here en van die Heilige Gees. Amen. in Johannes 14 na God se wil en dan antwoord ons deur te sing waar daar liefde is. En ons sing die Afrikaans en dan die Latyn. As julle my liefhet, sal julle my opdragte uitvoer. Ek sal die Vader vra en hy sal vir julle 'n ander voorspraak stuur om vir ewig by julle te wees, naamlik die Gees van die waarheid. Die wêreld kan hom nie ontvang nie, omdat hulle hom nie sien nie en hom ook nie ken nie. Maar julle ken hom, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Ek sal julle nie as weeskinders agterlaat nie. Ek kom weer na julle toe. Nog net 'n klein rukkie, dan sien die wêreld my nie meer nie. Maar julle sien my, omdat ek lewe en julle sal lewe. Daardie dag
sal julle weet dat ek in my Vader is en julle in my en ek in julle. Wie my opdragte het en dit uitvoer, dit is hy wat my liefhet. En wie my liefhet, hom sal my Vader liefhê, en ek sal hom ook liefhê en my aan hom openbaar. Ons skriflesing vanoggend, broers en susters, uit die tweede gedeeltes uit Handelinge 17 en dan die eerste brief aan die Tessalonisense. Ek het nie vir jou op die bord gesit nie, maar dis wel op die blaadjie, dis nogal lywige stukkies. So kom ons lees dit en ons luister en jy lees dit op die blaadjie as jy graag wil. Kom uit die 83 vertaling. Ons lees eers Handelinge 17 vers 1 tot 9 en dan antwoord ons met liedboeklied 421 op hierdie gedeelte. Paulus hulle het deur Amfipolis en Apollonie na Thessalonika toe gereis, waar daar 'n Joodse sinagoge was. Soos dit Paulus se gewoonte was, het hy daarheen gegaan en op 3 Sabbatdae na mekaar uit die skrif met die Jode geredeneer. Hy het die skrif uitgelê en daaruit aangetoon dat die Christus moes ly en uit die dood opstaan. Hierdie Jesus wat ek aan julle verkondig, het hy gesê, hy is die Christus. Party van die Jode het oortuig geraak en by Paulus en Silas aangesluit. 'n Groot aantal godvreesende Grieke en 'n aansienlike getal vooraanstaande vroue het ook nog bygekom. Maar die Jode was hieroor afgunstig en het met die hulp van 'n klomp niks werd leegleers 'n betoging op touw gesit wat die stad in oproer gebring het. Hulle het na Jason se huis toe opgeruk en wou vir Paulus en Silas hê om hulle voor die volk te bring. Toe die Jode hulle nie kry nie, sleep hulle vir Jason en 'n paar ander gelowiges na die stadsbestuur toe en skreeu, dit is die mense wat die hele wêreld in beroering bring. Hulle is nou hier in ons stad en Jason het vir hulle huisvesting gegee. Hulle handel almal in stryd met die keiser se wette en sê dat daar 'n ander koning is, Jesus. Die mense in die stadsbestuur was ontstel toe hulle dit hoor. Maar nadat hulle van Jason en die ander gelowiges die nodige waarborg gekry het, is hulle losgelaat.
vers 1 tot 10. So dit is die aanleiding van die brief en dan die eerste paar verse. Van Paulus, Silwanus en Timotheus, aan die gemeente van die Tessalonisense, wat aan God die Vader en die Here Jesus Christus behoort. Genade en vrede vir julle. En dan is die opskrif daar, die voorbeeld van die Tessalonisense. Ons dank God altyd vir julle, wanneer ons in ons gebede aan julle dink. Sonder ophou, bring ons dan voor God ons Vader in herinnering, die werk van julle geloof, die inspanning van julle liefde, en die volharding van julle hoop op ons Here Jesus Christus. Broers, ons weet dat God wat julle wat hy liefhet, uitverkies het. Want die evangelie wat ons aan julle verkondig het nie bloot met woorde na julle toe gekom nie, maar ook met krag, en deur die Heilige Gees en met volle oortuiging. Julle weet trouwens hoe ons by julle opgetree het, en dit om julle ontwil. En julle het ons voorbeeld gevolg en volgelinge van die Here geword. In baie moeilike omstandighede het julle die woord aangeneem met 'n blydskap wat van die Heilige Gees kom. So het julle 'n voorbeeld geword vir al die gelowiges in Macedonië en Achaia. Van julle af is die woord van die Here in Macedonië en in Achaia verkondig. En oral het die mense gehoor van julle geloof in God, sodat dit nie vir ons nodig is om iets daaroor te sê nie. Die mense vertel self hoe julle ons ontvang het, en hoe julle van afgode tot God bekeer het, en nou die lewende en ware God dien. En dat julle sy seun, wat hy die dood opgewek het, uit die hemel verwag. Jesus, deur wie ons gered word van die oordeel wat kom. Ons lees vanoggend tot sover, broers en susters. Gelukkig is elkeen wat hierdie woord hoor en uit hierdie woord gaan leef. Om net so 'n bietjie vir julle 'n tydsraamwerk te gee. Kyk, Handelinge is deur Lukas geskryf en dis die opvolg van die evangelie van Lukas. So die Lukas evangelie vertel vir ons hoe Jesus in die wêreld ingekom het en hoe hy 'n bepaalde lyn geloop het ter wille van ons. En dan gaan Handelinge oor en dit vertel die disippels en die apostels se lyn en hoe die kerk uiteindelik in opdrag van Jesus van Jerusalem af die hele wêreld ingegaan het. Dan kry 'n mens die briewe van Paulus. En nou moet 'n mens onthou dat die briewe van Paulus die eerste goed is wat in die evangelie geskryf is. En toevallig hierdie brief, 1 Tessalonisense, is die heel eerste brief wat ons het van Paulus, wat ons weet die vroegste is wat hy ooit geskryf het. So sy eerste kommunikasie, die wêreld in, nadat hy sy reise gaan onderneem het, en vir die eerste gemeente vir wie hy geskryf het, was hierdie besondere gemeente. En as 'n mens hierdie twee gedeeltes, wat nou deur verskillende mense geskryf is, nie? Lukas wat Handelinge geskryf het, en Paulus wat hierdie brief geskryf het, kry 'n mens 'n kykie in die hart van die nuwe gelowiges en die nuwe kerk van die Here. En 'n mens kry ook die gevoel van hoe hulle geplant het en geleef het, en die onmiddellike uitdagings wat hulle gehad het omdat hulle gelowiges was. Mens hoor dat hulle die dood en die opstanding van die Here Jesus Christus ernstig opgeneem het, en dat hulle vir hulle 'n hele nuwe lewe gaan bou het uit hierdie woord wat na hulle toe gekom het. En dan wil Paulus vir hulle dit onderstreep. Hy sê vir hulle, hierdie krag wat aan die werk is, wat veroorsaak dat die evangelie regtig die grense oorskry en gaan waar ons nie eens gedink het dit moontlik is nie. Dis die krag van die Heilige Gees. Dis die krag aan die werk daar waar gelowiges teenwoordig is. En hy sê vir hulle, die Gees is by julle en in julle en aan die werk. En broers en susters, waar ons op 'n unieke tyd, in 'n unieke tydstip in die wêreld leef, het ons nodig om opnuut te besef, die krag wat aan die werk is in ons wêreld, hier tussen ons en rondom ons, is die krag van die Heilige Gees. Dis dieselfde krag wat Jesus uit die dood laat opstaan het, en die dood en die sonde laat oorwin het. En daardie krag, ons moet geen twyfel neem, daardie krag is tot ons beskikking.
sodat ons kan leef en kan werk, en anders kan leef as dit rondom ons, sodat ons die Here daardeur kan verkondig. Thessalonika was die hoofstad van Macedonië. So dit was 'n belangrike stad geweest. Dit was 'n kosmopolitaanse vermenging van mense, want reisigers sou daardeur gekom het. Verskillende groepe en gelowe en goed was daar aan die gebeur. Genoeg afgode om jou kop te laat draai. En te midde van hierdie warboel, hierdie mekaar spul, is daar hierdie mense wat vir Paulus hoor, en wat luister en wat verander word. Klompie Jode, 'n klompie ouens uit die heidendom, klompie vooraanstaande Griekse vroue. Dit is belangrik dat hulle genoem word, want dit was gewoonlik die stiekrag waar die geld vandaan gekom het vir 'n gemeente. En al hierdie mense maak 'n keuse wat teen die grein van hulle wêreld in is. Hulle maak 'n keuse om Jesus Christus te dien, om die drie-enige God te dien, ten spyte van alles wat in hulle wêreld beskikbaar is. En ons moet dadelik verstaan, teen die wense van hulle families en hulle mense in, moes hulle vrae antwoord. Hulle moes die vervolging en die verwerping wat as gevolg van hierdie keuse kom, moes hulle verwerk. En baie keer moes hulle lewens opoffer ter wille van hierdie nuwe lewe in Christus. Hulle moes werklik glo dat hulle 'n nuwe lewe in Christus het en dat hulle daardeur gered word en daardeur die ewige lewe ontvang. En dat hierdie krag aan die werk was in hulle midde om so te kon volhard en so te kan lewe tot eer van die Here. Hierdie eerste bekeerlinge het hierdie boodskap gehoor. En hulle die drie-enige God as die enigste en ware God begin dien. En hom so bely ook in die naam van Jesus Christus hulle Here. Hulle het met absolute oortuiging geglo dat Jesus opgestaan het uit die dood. En dat hulle vir hierdie nuwe uitdaging, om heeltemal 'n nuwe gemeenskap te vorm, dat hulle daarvoor kan sien. Nie uit eie krag nie, nie omdat hulle dit graag so wil hê nie, maar omdat hulle in gehoorsaamheid aan die Here op hierdie manier begin lewe het. En dan skryf Paulus vir hulle hierdie brief. En hy sê vir hulle, ek verstaan die sosiale en die ekonomiese en die emosionele druk waaronder julle leef. Ek verstaan hoe moeilik dit vir julle is om gelowiges te bly met al die uitdagings wat voor julle is. Met al die gevare wat julle op hierdie oomblik teekom. Dan lees ons in 1 Tessalonisense 1 vers 6, waar hy vir hulle skryf, in baie moeilike omstandighede het julle die woord aangeneem met 'n blydskap wat van die Heilige Gees kom. Hoor julle broers en susters, dat hy vir hulle sê, ek verstaan dat julle omstandighede moeilik is. Maar wat ek nog meer verstaan, is dat julle deur die krag van die Heilige Gees lewe. En dat hy vir julle 'n blydskap in julle kring bring, wat die wêreld nie gaan verstaan nie. Want die wêreld verstaan nie dat julle 'n nuwe huis gekry het. En dat julle verstaan dat julle lewens sin en betekenis het. En dat julle 'n nuwe roeping gekry het. Maar hierdie probleme wat hierdie gemeente ervaar het al begin toe Paulus sy voete in Thessalonika gesit het. En dit lees ons in Handelinge 17, he, dat daar onmiddellik teekanting was en daar was oproer gewees. Maar nou moet ons ook verstaan dat van die begin af, vandat Paulus begin reis het die Jode 'n groep mense agter hom aangestuur. So hulle het altyd so 'n paar dae na hom in 'n plek gekom, as hy alweer vertrek het. En dan het hulle probeer kom ongedaan maak wat Paulus gedoen het. En dit klink vir my asof in hierdie geval hulle vroeg genoeg daar was, om sommer van vooraf
oproer te veroorsaak. Soveel so, dat Paulus hulle in die nag moes vlug. En dat hierdie nuwe gelowiges, Jason en die ander gelowiges, moes instaan en vir eerste keer moes ervaar wat dit beteken om 'n gelowige en 'n Christen te wees. Waar hulle onmiddellik voor die stadsbestuur beland en hitte te wegkom, omdat hulle kalm bly en omdat hulle verduidelik dat hierdie Jesus, wat die Jode en die ander mense hulle nou beskuldig, die nuwe koning, die nuwe keiser wil wees, nie 'n aardse keiser is nie, maar dat hulle hom aanbid as die ewige koning, as die lewende en ewige koning. En uiteindelik het hulle daar al hulle eerste ervaring gehad van hoe gevaarlik dit is om 'n gelowige en 'n Christen in hulle tyd te wees. As ons vir 'n oomblik, broers en susters, net na ons eie tyd toe terugkom, dan is dit interessant dat dit nie so vir ons, vir ander gelowiges is dit baie gevaarlik om Christene te wees op hierdie oomblik en dit openlik te erken en te bely. Maar vir ons leef ons in dieselfde verwarde wêreld as waarin hulle geleef het. Dalk bietjie meer gesofistikeerd, dalk bietjie op 'n ander vlak, maar die verwarring en die ervaring dat ons vreemdelinge in ons wêreld is vir ons net so erg. Dis baie moeilik om in ons wêreld te kan onderskei wat is goed en wat is sleg. Sosiale media het dit vir ons baie moeilik gemaak om te onderskei tussen dit wat eg is en dit wat aangesit is. Tussen wie werklik iemand is wat hoe die ou mense gesê goeie inbors het. En wie sommer net so 'n bietjie, soos die Engels sê, vletjie is. Dis vir ons moeilik om te onderskei tussen waarheid en vals. En dan kom Paulus en hy praat eintlik vanoggend ook in ons wêreld in. Want hy praat hier oor 'n baie belangrike aspek van gelowige wees. Hy het gesê hierdie ouens van Tessalonika is 'n goeie voorbeeld daarvan. Hy het gesê dit is belangrik om dit in jou lewe te hê. En dit waarna hy verwys is rolmodelle. En onmiddellik sit ons almal regop en ons dink, waar kry 'n mens 'n goeie rolmodel? En wat is 'n goeie rolmodel? Kom ons luister wat Paulus sê 'n goeie rolmodel is. Paulus sê hier, behalwe dat die gelowiges nodig het om te verstaan dat die sterwe en opstanding van Jesus vir hulle 'n hele nuwe wêreld gee, 'n hele nuwe toekoms gee, vir hulle 'n hele nuwe identiteit gee, moet hulle ook rolmodelle in hulle lewens aanvaar. Want hierdie jong, onervare gelowiges moet 'n voorbeeld hê van hoe jy gelowige is. En nou sal ons verwag dat hierdie rolmodelle moet nou iemand wees wat vreeslik sterk staan in die geloof en bitter goeie bewyse lewer van hulle gelowig wees en hulle vertroue en al die goed. Maar dis nie waar Paulus begin nie. As Paulus praat van goeie rolmodelle en hy maak homself en sy medewerkers voorbeelde van rolmodelle, is dit nie om te sê, maar jy moet net vir my kyk, ek weet wat ek doen nie. Dis om vir hulle te sê, as jy 'n rolmodel wil wees in die koninkryk van die Here, dan moet jy iemand wees wat verstaan dat alles nie van jou afhang nie. Dat dit nie jy is wat so wonderlik is, en jy wat tot soveel in staat is nie, maar dat dit God is deur sy Gees wat jou in staat stel. En 'n goeie rolmodel is iemand wat weet dat hulle van die Here afhanklik is. Wat weet hoe om op die Here alleen te vertrou en hierdie drie enige God te dien. En dan hierdie liefde wat 'n mens ervaar van God te gaan uitleef. Dis wat 'n goeie rolmodel in die koninkryk van God is. So hy's nie besig om vir hulle te sê, julle moet net na ons kyk. Ons sal julle op die regte pad lei nie. Nee. En as 'n goeie rolmodel wil jy eintlik so 'n bietjie uit die pad uitkom
en vir hulle sê, volg in Jesus se voetspore. Wees aan hom getrou. Hy is die koning, hy is die een wat leef. En dis nogal iets om te leer, broers en susters. Dis nogal iets wat ons vir onsself moet onthou. As ons rolmodelle in hierdie lewe wil hê, dan moet ons na mense gaan soek wat regtig weet wat dit beteken om die Here te dien. Wat nie op hulle eie klein pedestal gaan staan en sê, kyk net vir my, en ek sal vir julle alles leer. Maar dat dit werklik mense is wat met nederigheid en wat in totale vertroue in die Here leef. Mense wat nie bang is om kanale te wees van God se genade en aan God die eer te bring nie, want dis die belangrike ding wat Paulus hier doen. Hy begin deur vir hulle te sê, ons dank God vir julle. En dis uiteindelik wat 'n mens moet besef. Dis wie jy moet wees in die lewe. Jy moet so 'n voorbeeld van afhanklikheid en vertroue wees dat jy mense laat opkyk en vir God dankie sê. Dankie Here dat jy iemand in my lewe is. Dankie Here dat ek iemand is wat ander mense wys waar die voetspore van die Here lê. Wat nie te veel van myself dink nie. Wat streef daarna om nederig en getrou te wees en u liefde uit te leef. Dis God wat hulle en wat ons voorberei vir hierdie werk. En dis God wat hierdie werk seën. En dis aan God wat ons dankie moet sê. En voor wie ons moet lewe elke dag. En ons moenie op onsself staat maak nie. Ons moet op die Here staat maak vir dit wat ons nodig het. Die ouens van Tessalonisense moes dit leer en ons moet dit leer. Ons werk nie hier as gelowiges in hierdie wêreld vir onsself nie. Ons werk nie om iets te verdien nie. Ons werk en ons dien omdat dit vir die Here is. Want van hom kom al die goeie gawes. Van hom af kom die krag om staande te bly. Om getrou te wees, om te glo en te hoop en in liefde te leef. As jy nederig is, as jy op die Here alleen vertrou, as jy die toekoms in sy hande los en hoop op sy liefde en sy versorging, dan is jy die beste voorbeeld van iemand wat in die koninkryk van God werk en in diens van God staan. En dis die tipe voorbeelde, rolmodelle, broers en susters, wat ons almal moet wees. Dis die tipe rolmodelle wat ons moet soek in hierdie lewe. Iemand wat bereid is om so 'n bietjie uit die pad uit te staan en nie meer kollig te wees nie, maar vir jou die voetspore van die Here in hierdie lewe wys. Dis nogal 'n opdrag, nie? Om so 'n bietjie na jou lewe te gaan kyk en te besluit in hoe mate kry ek dit reg om myself uit die pad uit te haal en my eie ego uit die pad uit te vat en vir mense te wys na waar Jesus se voetspore lê en hoe hulle voor God moet leef en aan God die eer moet bring. In 2025 fokus ons op hoop. Maar ons moet ook 'n slag bietjie fokus daarop dat ons vrede het in hierdie onsekere tye. Dat ons rustig is, al is dit hoe onrustig om ons. Want die vrede van God leef in ons. En niks van hierdie onseker tye kan jou wegsteel van God en sy genade nie. Niks wat met jou gebeur of rondom jou gebeur, gaan jou losmaak van God se hand en van sy versorging nie. Ek hoef nie gedurig omgekrap te wees en ongelukkig te wees en uit te vaar teen alles wat in hierdie wêreld verkeerd is nie. Partymal, broers en susters, kies ons mos om so op die kantlyn te staan en hard en duidelik te verduidelik hoe sleg ons wêreld is. Hoe min daar van God se liefde te sien is.
Hoe min mense glo in die Here. En ons swaai ons vingers. Want hierdie wêreld is mos boos en sleg. En ek wil nie deel wees van hierdie wêreld nie. Nou, dis nie waarvoor die Here ons gestuur het nie. Dis nie die voorbeelde wat ons hier het, van Paulus en Silwanus en Timoteus en hierdie gelowiges nie. Wat ek van jou vra, is om nie op die kantlyn te staan en te kritiseer nie. Maar om in jou wêreld in te spring, met oortuiging en oorgawe in jou wêreld te wees, te midde van die onseker en die onstuimig. En om daar vir die Here te leef. Om daar iemand te wees wat vir ander wys waar die koninkryk van God is. Vir ander te wys waar die voetspore van die Here lê. Hy wat ons met ons hele hart volg, omdat hy die lewende koning is, wat ons en ons lewens geheel en al kom verander het. Maak seker dat jy in die eerste plek 'n rolmodel is. Iemand wat nederig is. Iemand wat nie op hulle self fokus nie, maar op God en sy wil. Iemand wat getrou bly en vasbyt en nie kritiseer nie, maar positief leef en vir mense hoop gee. Iemand wat bereid is om aan God al die dank in hierdie wêreld te gee. Dis nie maklik nie. Vra maar vir Paulus en sy medewerkers. Vra maar vir hierdie klein gemeentetjies in 'n vreemde wêreld. Ons wêreld mag dalk 'n bietjie anders lyk. Maar ons wêreld is ook vol selfsug en magmisbruik. En goed waaraan mense verslaaf raak. Goed wat vir mense goed is wat eintlik vir hulle baie sleg is. Waar hulle goed volg wat hulle in die afgrond inhelp. Wat vir hulle niks bring nie. Genade ons as mens vandag regtig mooi kyk, dan kry jy talle voorbeelde van mense wat deur sosiale media skatryk geword het. Maar as jy so 'n bietjie gaan kyk na hoe hulle optree, dan is die hele wêreld vir hulle 'n toneelspel en hulle hele lewe is 'n verhoog. En daar's niks eg en standvastig nie. En dit voel vir my partymal het hulle emosioneel agtergebly, terwyl hulle hierdie skouspel vir die wêreld voorhou. En dis nie rolmodelle nie, broers en susters. Nie vir ons nie, nie vir ons kinders nie, nie vir ons kleinkinders nie. Rolmodelle is die mense wat kies om in nederigheid die Here te dien, eg en eerlik en opreg. En wat bereid is om hulle self uit die pad uit te haal en die Here te aanbid en te dien. En mense daardie pad te wys. Dit is baie moeilik om nederig en opreg en vrygewig te bly in 'n wêreld wat jou aanspoor om alles vir jouself te gryp. En net op jouself te fokus. En net jy is belangrik. Dit vra op hierdie oomblik van ons, dit eis van ons, dat ons die regte voorbeeld sal stel en die goeie rolmodelle sal wees. En dat ons vir onsself rolmodelle in hierdie lewe kies, en ons kinders help en ons kleinkinders help om die regte rolmodelle te kies en te volg. En die grootste rolmodel, die belangrikste een, is Jesus Christus homself, wat vir ons kom sterf het en opgestaan het en lewe ter wille van ons. Ons dien 'n lewende, almagtige God. Ons het die Gees wat ons toerus en ons lei. Ons het alles wat ons nodig het. Die Here sorg dat ons buitengewoon voorberei is vir ons omstandighede. Kom ons gebruik wat ons het. Kom ons doen wat die Here ons stuur om te doen. Kom ons leef sy wil. Kom ons wees die tipe mense waarna ander kan kyk en die Here kan raak sien. Nie hulle self, nie die wêreld en al sy selfsug nie. Mag dit so wees, broers en susters, dat ons in hierdie week opnuut probeer om te wees wat ons reeds in Christus is. En dat ons voorbeelde en rolmodelle sal wees. En dat ons God alleen sal eer in alles wat ons doen. Amen.
Ek gaan nou vir ons voorgaan aan 'n dankgebed en aan die einde van hierdie dankgebed dan sing ons vonk 328 alles is genade. Kom ons sluit ons oë in 'n dankgebed. Here ons God, dit bly vir ons 'n voorreg om voor U te mag buig. Here om in 'n gesprek met U te wees en te weet, daar's nie 'n enkele woord wat U nie hoor nie. Daar's nie 'n versigtiging van ons hart wat U nie ken nie. U ken ons van binne af buite toe beter as wat ons onsself ken. Here, U weet wat ons nodig het nog voor ons kan vra. En ons wil U eer as ons God en ons Vader en ons Here. U wat vir ons alles gee wat ons regtig nodig het. U Here wat ons begelei deur goed en deur sleg. En in elke omstandigheid is U daar om ons te versorg en ons deur te lei. En ons sterk te maak en vir ons geloof te gee. Here, baie dankie dat ons vanoggend kan besef wat 'n groot voorreg dit is om onsself U kinders te kan noem. Om te kan sê ons is burgers van U koninkryk. En al leef ons in deurmekaar tye, al is die wêreld om ons baie onseker, al weet ons nie wat die toekoms bring nie, is dit ons anker, is dit wat ons staande hou, en is dit wat ons laat lewe tot die eer. Here, wil U vir ons 'n vrede gee in ons harte, 'n vrede ten spyte van die onvrede rondom ons, 'n blydskap ten spyte van al die slegte dinge wat rondom ons en met ons gebeur. Wil die Here vir ons regtig die pad oopsluit. Wil jy ons aan die hand vat en saam met ons op hierdie pad loop. En Here, waar ons aan die einde van 'n vakansietyd staan en ons nou voortgaan met nuwe krag en insig en inspirasie, wil ons vra dat U ons begelei. Wil U nie net met ons as gemeente wees en ons huisgesinne in hierdie gemeente, maar ook met ons gemeenskap en ons land. Ons het meer as ooit nodig om te weet dat daar hoop is, om te leef met 'n toekoms, Here, om te leef uit U wil. U alleen kan ons daartoe in staat stel, en daarvoor bid ons. Wees met ons deur die Gees. Gee vir ons die ore wat luister en 'n hart wat bereidwillig is om te verander en te bely en nie te begin. Dankie Here dat ons hierdie dinge mag bid in U naam. Dat ons weet U sal vir ons gee wat ons nodig het. Dat U leef en regeer en ons behoort tot in ewigheid aan U. Dit bid ons in die naam van Jesus Christus ons Here en ons Verlosser. Amen. Dan is dit om te sing en te praat oor ons Verlosser. Kom ons sluit af met Liedboek 219, daar die eerste en die derde vers, en na die seën antwoord ons met die ander.
sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle elkeen wees. Amen.